Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug hier by Step Up. Ek is Chantel White en ons stel op waar ons laasweek geëindig het. Ons het geëindig by Jeremia 17 en ons het gepraat oor die hart en toestand van die hart en wat God regtig vir ons wil hê in hierdie laaste, my mense, ons is in die laaste uur. Ons is by die einde waar goeders besig is om klaar te maak. Hoe bedoel jy nou, Chantel? Wat ek bedoel is dat die koms van die Here is nie meer ver nie. Ons hoor nou hierdie ding nou al van die môre af op die trein en op die strate en op die tentdienste en op die hoeke. Maar my mense, dit is wat dit is. As jy bid en jy soek die Here, dan kan jy hierdie ding voel. Jy kan hom voel, jy kan hom net letterlik voel. Dat ons is nie meer ver van die einde af nie. En die Here wil vir jou en vir my aanraak. Die Here wil vir jou en vir my in die volheid bring. Mense, daar is spiritual inheritance wat ons moet inkom. En kom ek sê vir jou vandag, ons gaan die dag as die Here kom, gaan hy vir jou wys en sê, maar kyk, dit was alles joune. Ek wil dit alles vir jou gehad het. En ek het gebly in 'n Wendy Housie my hele lewe lank en ek het nêrens gekom nie, want ek het die geloof gehad om te beweeg nie. En dan kom ek daar en gaan hy my wys. En ek sê dit altyd, ek sê dit altyd vir myself, nie vir jou nie, ek sê dit vir myself. Dat die Here help my dat ek daar kom en die goed wat ek gedroom het voor op aarde was vir my daar en ek het dit nooit gesien nie, want ek het net die geloof gehad dat U dit vir my kan doen nie. Want geloof is die sleutel van die hemel wat goed losmaak op aarde. Ek kan nie God dien of God aanbid en dink dat ek moet in geloof stap nie en alles gaan net maklik gebeur. Weet jy, ons het fundraising gedoen vir Ghana en baie van ons mense het 'n bietjie laat begin, maar hulle het begin. En mense begin op verkoop gereed by die kerk en het het woes gegaan met mens. En is hierdie net 'n kyksel en daai net 'n roetie raffle en daai net en almal het was besig begin raak. En weet jy wat was die amazing part? Dat in 'n no time tot mense 10,000, in 'n no time tot mense 15,000, in 'n no time tot mense 20,000, boep, daar is die ticket klaar betaal. En soos hulle nie geloof in aksie gesit het nie, dan was daar nooit 'n ticket nie. En ek kan onthou eendag in Junie toe bid ek en ek sê vir die Here, het was 'n Vrydagoggend, ek sê, Here, ons kan nie wat Donderdagoggend, toe sê ek op die radio, Here, ons kan nie 22,000 betaal vir 'n ticket hier, die ticket moet onder 20,000 wees. Kom ek sê vir julle die oggend, die naweek, 2 dae daarna, iemand koop 'n ticket van 18,000, iemand koop 'n ticket van 19,000, onder 20,000.
Alles is vir ons daar, maar are we actually reaching out and taking it? Doen jy actually moeite om het te raak, om het aan te raak, deur geloof? Alles is daar. Ek en jy dink, baie keer jy hoor dat mense sê, nee, ek wag op die Here, ek wag op die Here, ek wag op die Here. As jy vandag vir my kyk op hierdie program, en jy is een van die mense wat sê, ek wag op die Here, ek wag op die Here, ek wag op die Here. Ek wil sommer nou vir jou sê, met my included, my mens, ons gaan wag tot ons doodgaan, niks gaan gebeur nie, want Golgotha het gekom en gegaan. Die Here het die kruisdood het gekom, hy het gesterwe en het opgestaan op die derde dag. Alles is volbring. Hy het gesê, it is finished. Daar gaan nie nou nog 'n kruisdood wees vir jou roetie verkope en vir my huis en dyne vir sy kind. En nee my mens, all of that is done already. Hierna moet jy hand in die ploeg slaat. And that's what it is. So ons kan nie dink, ons kan nie by 'n plek kom waar ons dink, maar ek wag op die Here nie. No, the Lord said on the cross of Calvary, he said, it is finished. Everything that you and I could ever struggle in, it was nailed to the cross. And Christ rose up from the grave, seated at the right hand of the Father, reigning over the church of God. En hy is in beheer. So ek kan nie vandag sê, maar ek wag nie. Die rede hoekom ons sê ons wag, omdat ons lei is. Die rede hoekom ons sê ons wag, want jy wil, ander mense moet vir jou nie rondte naat. Niemand hardloop vir niemand in die rondte. My mens hardloop vir jouself in die rondte. En ek moet vir myself hardloop. This is the key. Ons het so baie goed wat na ons toe moet kom, maar ons is lei om 'n hand in die ploeg te slaan. Ons is lei om dit te kan doen wat die Here wil hê ons moet doen. Ons het gepraat laas week oor die hart en the deceitfulness of the heart, and who knows it? Jeremiah 17, en die Here het ons daaroor begin praat, en ek wil vandag aangaan en die Bybel sê, vers 10 sê, Jeremiah 17 vers 10 sê, ek die Here, I search the heart, and I search and examine the mind, and I test the heart. Weet jy, toe God toe ek, een van die toetse wat ek glo, dat wat Abraham se toetse was, besides the fact that he was loyal to God, and besides the fact that he was obedient to the voice of God to offer his son Isaac, I also believe the testing of Isaac, or the request of Isaac, was also a test of love. Because if you love me, will you give everything to me? So, is your heart solely sold out for me? Is your heart for me, of het jou hart nog altyd, because jy weet nie wat, hoor my nou wat ek jou gaan sê, hoor my fyn, because baie keer, die ding wat die Here vir my gegee het, buis op my gebed, word later 'n afgod. Dieselfde kind wat ek vir die Here gevra het, I put him on a pedestal, I put him on a throne, and I worship the gift and not the giver of the gift. And God tests the heart of Abraham. Will you give me back what I promised you? I don't want your son Isaac. Ek wil jou seun Isak hê nie, maar ek wil jou hart hê. Ek wil dit vir jou hê. Ek wil jou geloof sien in my. Ek wil jou obedience in my sien. That's what I'm really after. Ek wil nie vir Isak hê nie. Ek het niks. As a matter of fact, op daai stadium van die geveg, het Abraham iets geweet, of Isak het geweet, dat sy huwelik met Rebecca gaan 'n type of, it's a pre-shadow of the bride of Christ and the marriage covenant of Jesus Christ with the bride, met Isak en Rebecca. So die storie kon nie eindig daar nie, want Isak was profeties aan Abraham gegee. So God tests the heart of of Abraham, to see, are you obedient? Are you faithful? Are you loyal to me? Do you serve the gift more than the giver of the gift? Do you love me more than the gift? Al die goeders was getoets toe Abraham vir Isak wat om geoffer te word. David aan die ander kant, hy klim, sy manne is in 'n oorlog in. Die Bybel sê, hy staan op die dak en hy kyk na die oorlog, hy kyk so uit na die oorlog, toe hy draai, toe sien hy maar hier wat 'n vroumens kaal, en hy sien haar, en die Bybel sê, he desired her, so hy laat roep vir Bathsheba, hy slaap met haar, sy word swanger, hy laat kom haar man, hy wil hê haar man moet met haar die aand, met haar by haar slaap, hy het dit nie gedoen nie, want he was a general in the army of David, en hy sê vir David, ek gaan nie, die man is op die battlefield, ek moet terugkom op die battlefield. David stuur 'n opdrag vooruit en sê, sit vir hom in die voorste se lyn van die battle, dat obviously hulle hom kan doodmaak, want David weet wat het hy gedoen. Hierdie man se vrou is swanger, en die man was dan nog nie.
You know what I mean? So Dawid weet, iewers gaan hierdie storieetjie uitlap. Die vrou se man, Bathsheba se man, gaan beklei, hulle maak hom dood uit dag, en Dawid bekom by 'n plek waar hy besef, die baba word ultimately gebore. Dawid het ultimately met Bathsheba getrou, maar die baba was gebore, maar die baba het gesterwe. En die hele storie speel af, en Dawid is in 'n toestand, because nie net het Dawid egbreek gepleeg nie, maar Dawid het ook 'n kind wat dood is, nommer 2, maar een van die goeder wat hy gedoen het was, he had a man killed who was actually in his duty. Hy het 'n man laat doodgaan wat een van sy regterhand manne was. En Dawid gaan na God toe in Psalm 51 en Dawid sê vir die Here, ek kan nie. My hart is in 'n toestand. My hart het bedrog in. My hart is deceitful. Ek het 'n valse hart. Ek is tweegesig. Want wat ek sê is nie wat ek doen nie. Wat ek sê is nie wat ek is nie wie ek regtig is behind the scenes nie. Ek het 'n moord ek het basically 'n moord laat gepleeg. Ek het 'n vrou geviolate, 'n getroude vrou. Ek het haar swanger gemaak. Ek het idolatry commit. Al daai goed is in my hart en ek kan nie. Hierdie God het altare gebou my hart en ek kan nie dien nie. Ek is die koning van Israel, maar beside die feit dat ek die koning is van Israel, ek is lief vir u. I've served you most of all my life. Ek het die psalms geskrywe en ek besef dat Here, maar ek kan nie u so dien nie. En hy skryf op Psalm 51 en hy sê, my God, skep vir my 'n rein hart. Want hy besef dat hierdie God wat hy aanbid, is nie 'n God wat kan genees nie. Hy kan iets nuuts skep. En hy vra nie net dat die Here moet 'n nuwe hart vir hom nou gee nie. Hy sê, do open heart surgery and create within me a new heart. Sit vir my heeltemal 'n nuwe hart in. Want hierdie goed in hierdie hart gaan nie werk nie. Hierdie goed in hierdie hart, maybe just maybe, gaan hy goed my weer afvoorvang. You get what I'm trying to say? Hierdie goed gaan my weer afvoorvang, waar ek nou nie weet wat, hoe, en hy sê, Here my God, ek bid, skep vir my 'n rein hart, skep vir my 'n absolute nuwe hart, 'n hart wat u tevrede stel. 'n hart wat weer na u stem kan luister, sonder idolatry, sonder murder, sonder lustful desires, sonder dat ek iemand you know what I mean? En hy sê, skep vir my 'n rein hart. Recreate within me a clean heart. Create means, skep means, doen iets niet, Here. Begin by en hy roep die God van Genesis 1 aan. Die God van Genesis 1 vers 1. In the beginning, God Elohim created the heavens and the earth. Hy sê, ek kan nie nou nog hier. Die Here moet nie nou nog evens aan hierdie hart werk. Jy is te in 'n toestand. Here, skep sommer vir my nie hart. Skep, want as ek die berge rondom my kyk en ek kyk waar ek lê en u al die goed geskep, dan kan u vir my 'n nuwe hart skep. En hy roep uit na God toe. En weet jy wat? I think op die einde van die dag, 'n ding wat ons moet doen is, jy weet, my hart is vol bedrog. My hart is hier reg hier. Weet jy wat beteken deceitfulness? Deceitfulness beteken die volgende: dishonest, untruthful. Jy vertel leuns, jy's vals, jy's deceiving, jy's untrustworthy, jy's tweegesig, you are a cheat, jou weer is slippery. Jy's subtle, jy's vals, jy het valsheid in jou hart en jou hart is leeg, jy is 'n counterfeit, jy's fake, jy's distorted, we can't read you, you are illusionary, you are made up. Hy sê, jy is nie echt nie man. Hy sê, Here, ek kan nie. Hierdie goed kan ek nie wees nie. Want once upon a time, toe ek aan vir u gedien, met 'n rein hart, met 'n opregte hart, met 'n hart dat u my glad genoem het, I'm a man after your own heart. So ek kan nie hierdie goed in my het nie. Hierdie goed gaan my laat, ek gaan die hemel mis. Ek gaan nooit ooit die victory sien in my lewe. Ek gaan nooit ooit die reinheid van u in my lewe beleef nie. Ek gaan nooit ooit weer, gaan ek oorwinning beleef nie. Ek gaan nooit ooit weer kom by 'n plek waar ek my arms kan oplig en sê, maar die Here is saam. You know what I mean? Ek gaan nooit daar kom nie, because hierdie goed is in my hart en nou dien ons die Here en ons steek hierdie goed hier agterweg, aan die agterweg. En my mens en jy dink niemand weet nie, maar die probleem is die Heilige Gees weet. En dis hoekom ek het vir die kerk gesê, ons bid, maar die rede hoekom party van ons nie geantwoord word nie, is omdat ek het bedrog in my hart in. Want ek wil 'n deurbraak hê, want ek wil my suster wys hoe die Here my geseën het. Ek wil 'n deurbraak hê. Penina het vir Hanna, sy het gesê, jy het nog nie kinders nie, ek het kinders, jy het toch nie kinders nie, jy kan nie kinders baar nie. Hulle was, Hanna en Penina was die vrou van Elkanah, dink ek. En die Bybel sê, Penina het vir Hanna provoked. Sy het vir gesê, sy het vir letterlik uitgetart om te sê, maar ek het die kinders, jy het hierdie kinders nie.
Dieselfde met Rachel en Lea. Lea kon die kinders hê en Rachel kon nie die kinders hê nie. Sy het nie by Rachel noodwendig uitgetart nie, maar sy het die kinders gehad wat Rachel nie op die stadium want die Here het haar womb gesat. Het was nie dat Rachel en Hannah kon die kinders kry omdat hulle die kinders, nee, their wombs were closed prophetically by God. It was God that shut the wombs. There wasn't anything else happening. It was God, because there was prophetic word released over the wombs of these women. So, dit moenie dink omdat die Here langer vat om jou te antwoord, dat is 'n curse oor jou nie. Al sê almal vir jou, o Here, ek moet nou vir hierdie vrou bid, Here, ek moet vir hierdie kind bid, Here, want hier lyk dit met 'n kus. Not everybody's story is the same. Ek is vandag, ja, ons almal het 'n storie wat anders klink. And it doesn't mean because I don't have this yet. Dit beteken nie omdat ek dit nou nog nie het, dat ek is gekurs, of daar's 'n vloek oor my, of dis 'n dit oor my nie. Nee, my dierbare, dit beteken baie keer net, dat die Here het jou ge-isolate, die Here het jou gewyl, en niemand kan jou sien nie, en God het jou nog nie, want God het 'n spesifieke plan vir jou lewe. Dit beteken nie, jy is nou, die toerdokters het oor jou gespreek, en as 'n altaar wat praat jy nou nie. It doesn't always mean that. But take care, is that simply, God is keeping you isolated, your womb closed for a specific time. It's amazing om te sien, dat Naomi en Rut was getrouwd met Naomi se seun, Malin, vir 10 jaar, hulle het die kinders gehad nie. Het was nie omdat hulle die kinders gehad het, daar was iets verkeerd met Rut was met sy moop, nee, God het Rut sy womb toegemaak, want Rut moes gaan weer trou, volgens die plan van die woord, en sy gaan met 'n man toe met die naam van Boaz, wat 'n kinsman's redeemer is, wat 'n tipe van 'n Christus is, en hy en sy gaan 'n seun het by hom, en die kind se naam gaan Obed wees, Obed gaan die pa wees van Jesse die pa van David. So my dierbare, is 'n profetiese tydlyn wat besig is om af te loop. So moenie dink dat die Here het jou vergeet nie. Moenie dink dat die Here het jou, jy sit op een kant op 'n ashoop, en jy dink nou net, ag nee Here, alles is verby, so ek gee ook nou nie meer om nie. Nee, God has got a specific strategic plan in place already for you, en jy moet hierdie ding uitloop, en jy moet dit uitwag, en jy moet God vertrou, en jy moet na die Here toe kyk, en jy moet die Here vra vir jou for patience in hierdie ding. Al word ons 50, al word ons 60, al word jy 43, my mens, ons moet op die Here wag, want wat die Here in store het vir jou is gonna blow your mind. David sê, hy sê, Here, skep vir my 'n rein hart, because alles wat ek het, alles wat ek gedoen het, Here, in hierdie kort tydjie, en in hierdie bietjie oor 'n jaar, het my hart verongeluk, my hart het 'n nok weg, ek weet nie of ek gaan recover van wat ek gedoen het nie. Party mense weet miskien niks wat ek gedoen het nie, maar ek weet, en omdat ek weet, en ek bid, weet ek al klaar, ek gaan nie my antwoord kry, soos wat U wil vir my gee nie, because wat, daar's bedrog in my hart, ek is tweegesig, ek is vals, daar is nie nog ander wat die Afrikaans is, ek is vals, nie my, jy is vals, my mens, jy is vals, ek is vals. Dis wat die Bybel vir my sê. So if there's a seed, dan sê, hy sê, wie ken die motiewe van 'n mens? So ek kan vir jou sê, ek is lief vir jou, maar eintlik sê ek dit vir jou, want ek wil iets van jou af hê. Ek sê vir jou, ek gee om vir jou, maar eintlik het ek 'n agenda met jou. So ek is nie regtig lief vir jou nie. Ek hang uit met jou, because somehow, somewhere, ek gaan iets van jou af kry. En mense, as jy wil jou eie lewe verongeluk, en ek gaan dit nou sê, wat is, want ek praat nie met jou nie, ek praat met myself ook. As jy jou eie lewe wil saboteer, misbruik goeie mense. As jy wil jou eie toekoms saboteer, misbruik die deur wat die Here vir jou oopgemaak het. Misbruik die hand van die Here. Misbruik die blessing van die Here. Laat ons, o Here, help ons vandag. As ek en jy dink dat niemand kan sien nie, die Here kan sien. En ek dink, dit is waar ons baie keer die fout gemaak het en maak. Ons dink niemand sien ons nie. Ons dink niemand weet van my motief nie. Ons dink, niemand weet toch eers, maar my mens, die Here is die harte kenner en die niere toetser. Hy toets en hy deursoek ons. En as absoluut niks wat ons van hom kan wegsteek nie. So ek en jy kan almal flous, maar ons kan nie die Here flous nie. Psalm 24 sê, wie kan na die berg toe gaan? Die wat rein is van hart, die wat sy hande skoon is. So my mens, om die Here te dien,
Een van die vereistes is 'n rein hart. Dit is maar net wat dit is. Een, om die Here te dien, 'n vereiste is dat my hart moet rein wees. 'n Vereiste is dat my hart moet opreg wees. 'n Vereiste is dat ek moet die altare in my hart opgebou het en ek het wrak in my hart en ek wil iemand sien hoe iets oorkom nie, want het my seer gemaak en ek bid dat jy iets, nee my mens, nee, en ons almal kom al miskien van hy plek af, maar ons kom nou by die waarheid, dat ek besef, Here, maar as ek wil opgaan na die berg toe, as ek U wil ontmoet, Here, as ek U aangesig tot aangesig wil sien, die eerste ding wat ek moet ontslaa raak van, is hierdie hart van bedrog, is hierdie hart van leuns, is hierdie hart van valsheid, is hierdie hart van lelikheid, is hierdie hart van hierdie counterfeit hart, hierdie deceptive hart, hierdie leuns hart, hierdie vals hart, laat ek ontslaa raak daarvan, because as ek by U moet kom, Here, dan wat gaan voor my staan? Niks gaan voor U staan, is my hart, my toestand van my hart gaan voor U staan, and that's what it is, en Here, en God, look beyond our faults and He saw our needs. Maar ek kan nie nou dit wat ek weet, ek skryf dit onder die mat in nie. Want wat ek nie by God confess nie, hy dop later op die ander plek uit. Dan sien jy, maar Here, hier is hierdie ding. Here, hier is hierdie ding wat ek nooit vir iemand. Here, maar hier is hierdie ding. Here, maar ja. En dan is dit te laat, my mens. Nou wat jy met die ding hier kon gedeel het, nou dop jy uit in 'n generational curse, en nou sit jy met mense wat jy moet deel. En ons sê almal, verstaan die ding so maklik, soos wat jy dit miskien verstaan het, of soos ek het miskien verstaan het nie. Nou moet ons met goeders deel. So, ek glo vandag you are blessed. I believe that you are blessed. And I believe that this word is transforming us. Ek glo die woord is besig om ons te verander. Ek glo die woord is besig om lewens nuut te maak. Ek glo die woord is besig om ons omstandighede te verander. Mag die Here jou seën. Hê 'n wonderlike dag verder. Ons is terug volgende week, selfde plek, selfde tyd. Die Here seën jou.